ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 130. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels, nommer 1 en nommer 2, hulle is lankal beskikbaar. Daar's honderde, ek wil amper sê duisende al uit van hulle. Aan Jaffa al die eer, ja, honderde van hulle. Maar ons roep duisende, dat dit uitgaan in Suid-Afrika en in die wêreld daar buitekant. Weet jy wat? Daar's 2 keer meer Afrikaans sprekende mense in die res van die wêreld as in Suid-Afrika. En daar's 6 miljoen in Suid-Afrika. So daar's omtrent 12 miljoen Afrikaans sprekende mense buitekant ons grense. En die boeke moet by hulle uitkom. Praat. Kom ons praat oor dit. Kry dit, lees dit. Bewys my verkeerd. Ek challenge jou, of kom ek sê dit in 'n mooi Afrikaans, ek challenge u. Vat dit en lees dit. En kyk of daar net iets in u eie lewe gaan gebeur nie. Sou jy belangstel? Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://Jafashua VAHVAHSAIA.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Altyd baie welkom, gaan na deel 1 begin voor, jy het 'n magdom inligting gemis. Het is noodsaaklik dat jy sal inteken op die kanaal, die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die ander studies kan kry waarmee ons besig is. Dit is baie belangrik, deel die kontak ook met die vriende. Tannie, al die mooiste Afrikaans vanmôre. Deel die kontak met die kennisse en die vriende. Is lewensveranderend in Engels, life changing. Dit gaan jou lewe verander. En skryfblok en pen is baie belangrik, as ook 'n 33 en 'n 53 Bybel. Kom ons bid saam. Wonderbaar. Raadsman, sterke Elohim, vredevors. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Die ek is wat kom, wat is, wat was, wat sal wees tot in ewigheid. Dankie vanmôre dat ons ken u nie net by titels nie, maar ons gaan vanmôre sê, Jafashua, die volëinder van ons geloof. U wie ons gered het deur u bo-natuurlike genadebloed. Jaffa, ons Elohim, ons Vader, wat bewerkstellig het dat hierdie bo-natuurlike evangelie by ons uitgekom het. Dankie ook vir die leiding van die Ruach HaKodesh, wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. Bid ek vanmôre salf die woord, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, volk van Jaffa sê, halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes, vertrou dat dit vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met Spreuke, die boek Spreuke, hoofstuk 11, vers 11, en ek kan amper nie wag om te begin nie, soos 'n reisiesperd wat wil losgelaat om te hardloop. Ek en Pastoor Rika praat oor dit wat ons gisteroggend oor gepraat het, en dit is die verskriklike ontploffing, the powerful explosion, wat plaasgevind het, die explosion, die ontploffing. Want onthou hy sê daar in Handelinge 1 vers 7, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte. Ek dink net aan krag, dynamos, explosion. Dynamos is die Grieks van dynamite, explosion. Dit het gebeur. Hy het dit gesê. Het Jafashua dit nie gesê nie? Daar sal 'n massiewe explosion wees. Soveel so dat 3000 siele met die uitstorting van die Ruach by die oppersaal tot die bo-natuurlike geopenbaarde naam van Jafashua kom. En die redding in die genade bloed van Jafashua. En hulle het aanvaar, want die woord sê, hulle vra vir Petrus daar in Handelinge 2 vers 36, 41, en jy moet my nou maar verdra vanmôre,
Ek wil net met die deel. Hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle, bekeer julle. Sê altyd vir die mense wat ons gaan onderdompel, het help ons vat 'n droë sondaar en maak hom 'n nat sondaar nie. Daar moet bekering in jou lewe wees. Bekering meen om te draai, om terug te kom. En Jafeshua sê vir die disippels, gaan wag in Jerusalem, Handelinge 1 vers 7 en vers 8, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte uit, krag, dynamos, daai krag, dynamos, explosion, die Grieks. Hy sê, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, in Judea, en Samaria, en tot aan die uiterstes van die wêreld. Hy het dit gesê. En die Romeinse ryk het dit gehoor, hulle het dit by hulle uitgekom. Daar gaan iets massief gebeur. En dan kom die soldate by die keiser, en hulle sê, maar daar by die oppersaal, het dit ding gebeur. Daar is so stonge van vuur gesien, wat hulle verdeel het, op die mekaar gaan sit het, en die mense het in tale gepraat, in Grieks en in Hebreërs, en hulle het in Latyns gepraat. Ek gebruik nou sommer net tale hierso. En alhoewel Latyns eers latere jare, 200 jaar later, 400 jaar later, as 'n taal erken was, maar daar was reeds Latyns gewees. En hulle het gepraat in ons tale. Wie? Daai klomp dom joetjies, hulle het almal so gepraat. En Petrus spreek die boodskap, daai moeilikheidmaker. Hy was genoem die beroerder van Israel. En hy sê dat hulle is besig om opstand te verwerk. 3000 mense word gedoop. Hy sê vir daai keiser, jy gaan dit nie glo nie, 3000 in een dag. Dis hulle wat gisteraan tot bekering kom, hulle is vanoggend gedoop, daai ouens, gaan onderdompel, 3000. En wat 'n naam? Die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, Matteus 28:19. Matteus 28 vers 19 het daai tyd nie eens bestaan nie. Dit het eers later deel van die Katolieke Bybel geword. Eeue later, by Konstantyn, hy die Vader, Seun, Heilige Gees doop uitgewerk. Daar was nie so iets gewees nie, want die Jode het geglo en hoor Israel, Jahwe ons Elohim is een. Nie 3 nie, 1. So hier gebeur 'n verskriklike explosion. Daar's 'n belofte, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte uit. En wat gebeur? Hierdie krag is vanmôre in hierdie 21ste eeu, in ons midde, hier in die ateljee, en ek ervaar die salwing van die Here. Jahwe is besig in die tyd waarin ons lewe, in hierdie 21ste eeu, om die skille van mense se oë af te haal. Mense wat teruggetrokke was en sê, ek kon nie praat nie, en ek dink aan van ons vroue pastore, wat studente was, toe hulle begin het gesê, prof, ek kan nie eintlik praat nie, maar ek wil die kursus doen, en hulle het pastore geword. Vandag doen hulle begrafnisses. Hulle doen verassings. Hulle doen kinderinseëninge. Hulle word genooi om by familiegeleenthede op te tree. Dis mense wat nie kon praat nie. Maar toe daardie blydskap ontplof in hulle binneste, en hulle met die woord toegerus word. Dis die geheim van alles. Ons moet ons mense met die woord toerus. En dis hoekom my kurrikulum, my 3 jaar Bybelskool, lê op die internet, is gratis. Dis die eerste Bybelskool kurrikulum in die wêreld wat gratis op die internet lê. Iemand het ander dag vir my gesê, prof, hoe kan jy daai kurrikulum op die internet sit? Jy kan geld maak teer. Ek sê, ek wil nie geld maak nie. Ek wil siele maak. Sien, dit gaan vir julle oor die geld. Vir my gaan dit oor die siele. Hulle moet gered word. Dis daar. Mense, ons het omtrent 3000 mense wat besig is met die kursus op die internet, wat nie ingeskryfde studente is nie. Dit mag baie meer wees al vandag. Maar wat mense wat die openbaringskursus doen, hulle doen nie die teologiejaar nie, maar hulle doen vir selfkennis die eerste 3 jaar eskatologie. Wat 'n blessing. Rus mense toe met die waarheid. Dis hoekom vrees ek nie om dood te gaan nie. Want hierdie evangelie is nie gebou op professor Hannes Redlinghuis en pastoor Rika Redlinghuis nie. Dis gebou op die rots Jafeshua.
Ons het die sleutels van Petrus gekry. Ons sluit hierdie bediening oop. Ons sluit dit oop aan die mense, aan u vanmôre daar buite kan. Ek salf u, ek seën u in die guns van Jahwe ons Elohim. Halleluja. Ontvang die seën en die guns en die heerlikheid en die krag en die roeg vanmôre. Ervaar dit in jou lewe. Maak dit jou eie. Staan op. Wees 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat en sê ek vrees nie hulle wat my vlees kan skade aandoen nie. Hulle kan my niks doen nie. Maar die woord sê vrees hom wat die siel, gees en liggaam in die hel kan werk. Dis Jahwe ons Elohim. Ons het nie 'n vrees nie. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op. 'n Stad. Daai stad Jerusalem het so opgekom dat die Katolieke moes in 34 na Jahwe daar die Rooms-Katolieke kerkstuk, Roman Catholic Church. Roman beteken Rome's Empire, Catholic beteken United, Church beteken Universal. En hulle is tot vandag toe aan die gang, besig om toe te stop. Hulle het 150 miljoen mense doodgemaak. 'n Kerk. Dit was 'n kult, man. Dit is 'n kult. Gaan kyk al die martelgesigte wat om die Vatikaan ingebou is. Nou sê vir my dit iets met godsdienst te doen. Het jy geweet satanisme is ook 'n godsdienst? Inteendeel sê ek, daai Vatikaan is die hoofkantoor van Satan. Dis wat dit is. Al meer en meer van die goed kom uit wat onder in die kluise is en wat onder die tonnels, onder die vloere, onderkant die Vatikaan en weggesteek is, behalwe die goud en die edelgesteentes en die goed. Gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte uit. Ek het nooit regtig besef wat so groot, massiewe explosion het plaasgevind. Totdat ek klaar gemaak het met gisteroggend se boodskap nie, en ek en pastoor Rika staan en gesels, na sy die kamera afgesit het. Kan jy dit vir iemand verduidelik? It's marvelous. Dis 'n explosion. En dit is wat die NAR en die Katolieke Kerk vandag aan die hardloop het. En dis hoekom hulle mense stuur om ons te beledig en ons af te breek. En ondersoeke te las en die dinge te doen. Julle kan doen net wat julle wil. Ons is skoon, ons het niks nodig om te vrees nie. Ons het nie een ding nog onder die tafel gedoen nie, niks. Maar dan sal Jahwe nie die bediening seën nie. So ons vrees nie die bose nie. Ons is in Jahwe se hand. En hy het gesê, gaan wag in Jerusalem. Tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte uit. En Thys het gesê, 13 jaar terug, die grootste herlewing gaan in Suid-Afrika begin, wat in die wêreld gaan posvat. Deur sy Bybel, sy Restoration of the Original Sacred Name Bible, en my bediening. Ek is niemand nie. Ons is nie die instrumente, ons is al. 'n duiwel, 'n chirurg, hy kan nie in jou hart opereer, as hy nie die mes het om oop te sny, om in te gaan nie. Ons is net die mesie wat hy gebruik. Jahwe gebruik ons elkeen, u anders dan my so, maar ons almal deel van die liggaam van Jahwe. En dit in die tyd waarin ons lewe, ons wie in die eindtyd lewe, en ek wil vir jou sê, die wêreld weet, ons lewe in die eindtyd. Ek kry basies elke dag, omtrent elke dag, navraag oor hierdie eindtyd. Mense is verboureerd, mense is bevrees oor wat besig is om plaas te vind. Mense is bevrees. Die duiwel is besig om sy goed in plek te sit, maar weet jy wat? My Bybel sê, wanneer jy al hierdie goed sien gebeur, COVID en al die goed, en hy sê, kyk op, waar julle verlosser vandaan kom. COVID was die oorsaak dat hierdie bediening uit sy nate uitgebars het. Het jy dit geweet? COVID was die grootste ding wat plaasgevind het in hierdie Jahwistiese bediening. Want mense het by die huise gesit en luister. En toe het ons ouens soos Dani Botha en die ouens, wat die grootste klomp snert gaan preek het, wat bekende figure is. En toe het ek hulle aangespreek oor die rabbies wat hulle praat. En mense se oor net oopgegaan, en mens, weet jy hoe wonderlik is dit?
Jaffa laat toe, laat sekere dinge gebeur. Om wat te doen? Om sy koninkryk op die aarde te vestig. Hierdie Botha, wat noem hy homself, wat die gitaar speel, hierdie NAR agent, wat alles doen, hy het 'n rap song gemaak oor professor Snorre en oor die Restoration Bybel en hoekom al die goed as daar niks is wat jou bang maak nie, wat nie vir julle 'n bedreiging is nie. Hoekom? Want Jaffa is besig in die tyd waar ons lewe. Selfs hulle mense met wie hulle deel, het kom Bybels bestel, het kom begin video's kyk, lesings kyk. Van daai mense is geonderdompel. Kan jy dit verduidelik? Hulle oë het oopgegaan. So ek sê vir die ouens, doen wat julle doen. Jaffa gebruik julle in julle onkunde. Terwyl hulle die werk van Jaffa wil skade doen, gebruik hulle. Ek sluit af, vers 11. Spreuke 11 vers 11. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddeloses word dit afgebreek. Hulle kan nie die koninkrykswerk van Jaffa afbreek nie. Ek sluit af met 'n ou skrifgie. Groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Nou ja, die naweek lê voor, ek wil vir julle sê, wees opgewonde, wees aan die brand, jou vis, moenie uitbrand nie, wees aan die brand, saai die saad, leef die woord, preek die woord, en so gesê, die beste is, wees die woord, dat die mense Jaffa in ons sien, en deur ons sien. Tot volgende week, as dit Vader Jaffa se wil is. Maranatha, Jaffa kom weer, halleluja.